Right. Ek gaan net begin rekord, anders vergeet ons om dit te doen. Ons doen nou die laaste ene vanaand. Kan julle dit glo? Nie die laaste een nie, maar laaste een van daai reeks. En ek wil binnekort met iets nuuts begin, maar ek sê hulle updated hou. Maar dit sal nie in die volgende 2 weke wees nie. So, julle weet dit nou nie, maar op 'n manier is hulle soos 'n proefkonyne gewees. Ek het die laaste 3 gedeeltes op verskillende maniere gedoen en hoofstuk 10 het nie so goed afgegaan nie. Dit het nie so goed gewerk nie. Want ek sukkel nog om net die regte hoeveelheid info deur te stuur op een meeting. Verstaan? So dit help ook nie ons behandel 'n hele stuk en mens kan niks onthou nie. Want daar's te veel info oorgegee of die goed is nie goed genoeg verduidelik nie, sodat jy dit kan verstaan nie. So wat ek gaan doen is ek gaan net een stukkie vanaand doen. Ek gaan nou heel anders werk. Ek gaan net een stukkie vanaand doen. En ek weet julle het ook nie almal daai hoofstuk gelees waarskynlik nie. So ek gaan net daai een stukkie doen en daaroor gesels. En dan is ons klaar. En dan gaan ek net kyk hoe dit gewerk teenoor die res van die gedeelte. Of die res van die maniere. Okay, kom ons lees net gou-gou voor ek daai kwotasie daarbo of daai quote gaan aanraak. Kom ons lees net gou-gou hierdie vers 25 en 26. Dis een van die groot probleemgedeeltes in Romeine 11 en ons kan gesels oor hoekom dit 'n probleem is om dit te verstaan en wat is die verskillende maniere om dit te verstaan. Maar kom ons lees net gou daai stukkie en dan gaan ons net daai 2 versies bespreek vanaand. Okay, so in daai gedeelte in Romeine 11 sê Paulus, "For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant with them, when I take away their sins." So nou, Origen of Caesarea, hy's 'n ou wat in vroeë kerk geleef het. Hy's 'n kerkvader. Hy het die volgende gesê oor hierdie stukkie. It's kind of funny actually. So hy's een van die groot geeste. So hy sê die volgende: "Who the all Israel are will be saved, and what the fullness of the nations will be, only God knows, along with his only begotten, and perhaps any who are his friends." So ek het dit kind of funny gevind. Dat en dit is die probleem. Niemand weet eintlik wat dit beteken nie. So as jy 'n sekere manier die stuk interpreteer, dan hang hierdie jou lees van dit af as gevolg van die lens wat jy gebruik om dit te interpreteer. Maar dis nie asof enige iemand presies in hoofstuk 11 presies kan sê wat Paulus eintlik beteken het nie. Jy moet onthou dat 'n brief, soos hierdie brief byvoorbeeld van Romeine wat Paulus geskryf het, hy het nie dit gaan lees vir die kerk of hy het dit self afgelewer vir reggie nie. Hy het dit vir iemand gegee en daai persoon van wie dit gegee het dit voorgelees en verduidelik. So met ander woorde, Paulus het iets gesê en geskryf en vir iemand verduidelik wat hy skryf en dan het daai persoon gegaan en dit gaan voorlê aan die kerk en dit verduidelik. So nou is ons, jy kan nou verstaan hoekom ons van die goed kan mis, né? Ja. So, asof in ons moderne tyd is dit ek e-mail jou, jy e-mail my terug, ek vra vir jou, okay, wat bedoel jy met dit? Jy so kommunikeer ons tot ons mekaar verstaan. Ons is glad nie in daai kommunikasie met Paulus nie, glad nie. Ons mis die persoon wie die brief gelees het en ons het verduidelik. So net 'n interessante vraagie, wie het die brief gelees en verduidelik aan die kerk, weet julle? Wie? Ja, Phoebe. Ja, a girl actually. So hy het dit sy's 'n diaken of iets gewees en hy het die brief vir haar gegee, geskryf en verduidelik en sy het dit gaan voorlees vir die verskillende kerke in Rome. Verduidelik. So ons mis haar en dis hoekom hierdie hele gedeelte se naam gesprekke met Phoebe is, want ons probeer agterkom wat Paulus gesê het. Dis nie asof dit so straightforward is nie. Nee. So een van die maniere hoe hierdie stukkie gelees word is as volg. En dis jou dispensasionele interpretasie is dat 'n sekere hoeveelheid
heidene gaan Christene raak, né? En na dit gebeur het, dan gaan God weer Israel red. Wie van julle het dit al gehoor? Baie. Baie. Ja. Okay, ek kan net gou my klank hierso verander want dit kind of irriteer my. Kan julle my nou hoor? Ja. Ja. Ek het hier uitplak. Ja. My klank is glad nie reg vanaand nie. Okay, dat ek net gou dit fix. Ek gaan my nie my klank kan verander nie. Praat gou iemand dat ek kyk of my goed werk. Hallo. Ja, sê. Nog nie. Ek gaan nou maar met hierdie earphones met aansit vanaand, want niks anders wil werk nie. Okay, so daai is een van die interpretasie. Ander interpretasie is dat of gewilde 'n manier van dit lees is die volgende. Paulus bedoel eintlik die kerk as hy sê Israel. Met ander woorde, daai Israel. En die Israel beteken nie die kerk nie. Met ander woorde, die Israeliete is verblind deur God en dan gaan 'n klomp heidene inkom en so gaan alle en dan daarna gaan Israel gered word. Okay, die probleem met dit is kind of teenstrydig met wat Paulus vroeër gesê het. Onthou julle wat hy gesê het? Hy sê wie is 'n Israeliet? Ja, so dit al daai gemaklike interpretasies of daai gewone interpretasies het 'n probleem, want dit strook nie met die hele gedeelte nie, want hierdie Israel hier kan nie die heidene beteken nie, want daar's die term heidene, né? En daai Israel daar moet tog dieselfde beteken as daai en daar, anders maak dit nie sin nie. So, kom ons gaan terug na wat ons vroeër geleer het. Kom ons begin gou hierso. Dis 'n baie belangrike vloeidiagram hierso. Reg aan die begin, toe Dawid en Salomo nog koning was daar net 12 stamme. En hulle was Israel genoem, as gevolg van wat Jakob, Jakob se naamverandering. So die 12 die 12 stamme was Israel genoem. Toe het hulle opgesplit na Salomo se heerskappy in 10 noordelike stamme en 2 suidelike stamme. En die 10 noordelike stamme was Israel genoem en die 2 suidelike stamme was Juda genoem. Julle weet dit, né? Ja. Toe in 722 voor Christus het die Assiriërs gekom en die 10 noordelike stamme in ballingskap gevat. Nou wat hulle gedoen het, ek het dit al verduidelik, ons het al hierdie vloeidiagram gedoen. Die 10 noordelike stamme is gedisperse in die hele koninkryke. So wat die Assiriese manier was om van 'n nasie ontslae te raak is, hy vat sê nou maar al die blanke Suid-Afrikaners en dan vat hy 100 na hierdie land toe, 200 na daai land toe, 300 en hy versprei hulle oral sodat hulle kan ondertrou en hulle nageslag heeltemal uitgewis word. En dis presies wat gebeur het. Die 10 noordelike stamme is in ballingskap weggevat in die Assiriese ryk en hulle het ondertrou. Daar's niks van hulle oor nie. Hulle bestaan nie meer nie. Hulle is wat ons noem gentilized. En Juda was deur die Babiloniërs in ballingskap gevat en toe 'n sekere gedeelte van hulle wat ons 'n remnant noem, teruggekom. So toe Jesus en Paulus op aarde was daar mense wat in die omgewing van Israel gebly het, maar hulle was nie Israeliete nie. Hulle was Judeans of Jews. Die mense die afstammelinge van Abraham wat in die tyd van Jesus en Paulus tussen hulle geloop het, was Jode gewees. Die naam Jood kom van Juda af en van daai stam af. Die 10 noordelike stam mense bestaan nie meer nie. Daar is niks van hulle afstamming nie. So belangrik, al die mense wat vandag in Israel bly, ek wil nie sê al die mense, al die mense wat hulle self Jews noem, wat vandag in die omgewing van Israel bly, is afstammelinge van Juda. Hulle is nie afstammelinge van die 10 noordelike stamme nie. Dit is uiters belangrik. Alhoewel die land Israel genoem word, is daar geen Israeliete nie in daai land nie, want Israeliete bestaan nie meer nie. Net Judeans bestaan.
Okay, dis belangrik en ek het vir julle 'n PDF dokument of 'n link aangestuur om dit te verduidelik. Ja. Maar nou belangrik. Ons gaan nou stil staan hier want hier is die sleutel om hierdie stuk te verstaan, hierdie hele ding. Maar baie belangrik. Die profete het wat beloof? Die restaurasie van beide Israel en Juda. Dit sien jy in Jeremia, in Jesaja, né? Beide Israel en Juda gaan herstel word. Selfs Esegiel. So daar's vir beide Israel en Juda herstel. So in Jesus se tyd het hulle verwag dat die hele 12 stamme tot redding gaan kom of tot inkeer gaan kom of gered gaan word. Hoe die 10 stamme wat weg is in gaan kom, het niemand geweet nie. Dit was onder bespiegeling. Die rabbies het dit nie geweet of verstaan nie. En julle weet selfs Jesus het 12 disippels gekies, né, as 'n teken dat hy daai restaurasie begin. Okay, dan gebruik Paulus en Josefus en Philo gebruik die term Israel ook om die eindtyd mense van God te beskryf. Hoekom? Want as die 10 noordelike stamme wat weg is, terug inkom, dan is Israel weer terug soos hy in die begin was, en dan gaan die koninkryk gestig word. So toe Jesus 12 disippels kies en sê die koninkryk van God is naby of by ons, toe het hy eintlik gesê die restaurasie wat deur die profete verkondig is nou besig om te gebeur. Dis baie interessant. Want daai Israeliete het nooit teruggekom. Daai 10 tribes wat weg was nie. Okay. Right, so belangrik, ons gaan net gou recap. Die term Jood en Juda is nie verwisselbaar met die term Israeliet of Israel nie. Dis twee verskillende goed. 'n Israeliet is iemand wat van die 10 stamme afkom en 'n Jood is iemand wat van die stam van Juda afkom. Okay, Paulus gebruik die term Israel en sy verwante 13 keer in Romeine 9 tot 11, maar slegs 6 keer in sy 7 ander onbetwiste briewe. So dis interessant. Hy gebruik die term Israel 13 keer in daai stukkie van Romeine 9 tot 11, maar net 6 keer in al sy ander 7 briewe wat onbetwis is. En dan Jood en sy verwante term word 26 keer in die ander briewe gebruik, maar slegs 2 keer in Romeine 9 tot 11. Met ander woorde, in Romeine 9 tot 11 werk Paulus met Israel eintlik, maar nie met die Jode nie. So hy is besig om die program of die goeie nuus van restaurasie te verkondig. Dis hoekom hy met die term van Israel werk. Paulus gebruik ook nie Jood om na die historiese of eskatologiese kinders van God te verwys nie. Met ander woorde, hy gebruik nie die term Jood om na die mense te verwys of na daai mense te verwys nie. Dis in sterk kontras met die term Jood en Griek teenoor mekaar. Met ander woorde, Paulus gebruik die term Jood en Griek teenoor mekaar, nie Griek en Israel nie. Dis belangrik. Paulus gebruik nie die term heiden en Israel teenoor mekaar nie, maar Jood en heiden teenoor mekaar. Dis belangrik want meeste mense gebruik die term Israel vandag. Daai mense is Israel en die ander mense is die kerk of heidene. Paulus gebruik dit nooit so nie. Hy gebruik Jood en Griek teenoor mekaar. Hoekom? Daar was nie Israeliete in sy tyd nie. En hierdie patroon kan ook in Josefus en Philo gesien word. Philo van Alexander is 'n filosoof gewees en 'n Ou Testamentiese kenner. En dan net gou Romeine 1 vers 16 tot 17 wat uiters belangrik is vir die gesprek. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, die goeie nuus, né, aangaande Jesus Christus, for it's the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So wat hy sê is die evangelie is die goeie nuus wat eers vir die Jode verkondig word en dan ook vir die Grieke. So die idee dat God die Grieke of die heidene nasies gaan red en as hulle tot redding gekom het, daarna die Jode gaan red of Israel gaan red, is nie reg aan die begin van Paulus se program nie. Kan jy dit agterkom? Paulus se sequence is die volgende. Die eerste mense wat die evangelie ontvang is Jode en dan ook Grieke. Verstaan julle? Daar's nie nog 'n derde groepie wat Israeliete genoem word aan die einde nie. Verstaan julle? Andrei? Maak dit sin?
Ek is hier so. Is jy so? Okay. Iemand moet my net antwoord. Ella is nie vanaand Ja, hier nie al nie. die pad. Is Ella nie daar nie? O Sy nee. is nie vanaand hier nie. Okay, kom ons vra Ja, gou ek het twee dit al- belangrike vrae om julle gou wakker te kry. Hier is 2 vrae en jy gaan gou oor hierdie 2 vrae gou dink vir 'n minuut. As jy nie al die lesse bygewoon het nie, dan is jy verskoon van die tweede een. Almal moet hierdie 2 vrae kan antwoord, anders kan jy nie Paulus se kan jy nie regtig verstaan wat hy sê nie. Ek wil iemand 'n waagkans by die eerste een vat. Gooi. Hoekom het God Israel gekies? Dis nou die Israel in die begin, daai heel eerste sirkel. Daai 12 stamme. Reg in die begin. Hoekom is hulle gekies? Wil jy weet hoekom is hy vir Abraham gekies of hoekom het hy vir Israel gekies? Okay, Want dit is dit toch maak dit meer kom op dieselfde neer. Presies. Jy kan sê hoekom het hy vir Abraham gekies? Want Abraham se belofte gaan oor na sy seun Isak toe en daarna na Jakob toe. So jy kan vir jouself vra, daai antwoord gaan dieselfde wees. Hoekom hy Abraham gekies het, hoekom hy Isak gekies het en hoekom hy Jakob gekies het. En Jakob word Israel. om redding te bring aan die wêreld, is my Yes. opinie. Jou opinie is perfek reg. Redding aan die nasies. Hoekom? Want die nasies was wat? Oorgegee aan ander gode. Ja. Okay. So al die nasies van die aarde is oorgegee aan ander gode. God het hulle oorgegee. Is belangrik. En dan kies hy een as sy seun. En daai seun word Israel genoem en daai seun aan wie die belofte gemaak is gekies om redding vir die nasies te bring. Nou. Okay, nou 'n moeiliker vraag. Wie wil go vir Dene? Wat beteken die geregtigheid van God? Want die evangelie is die openbaring van die geregtigheid van God. Die goeie nuus is die openbaring van die geregtigheid van God. Die geregtigheid van God is God se vervulling aan sy eie belofte. Jy kan dit so sê. Of sy his faithfulness unto the promises he's made. Jou geregtig, as jy geregtig is, dan beteken dit jy staan presies by wat jy gesê het en jy doen presies wat jy glo. En dit is God se geregtigheid. God het 'n belofte gemaak hierbo om die nasies tot redding te bring en hy gaan daai belofte in vervulling bring. En dis die goeie nuus. Dat alles wat hy beloof het, gaan hy tot vervulling bring. Die goeie nuus is nie dat jou sondes vergewe is nie. In die Ou Testament, voor Jesus gekom het, kon jou sondes ook vergewe gewees het. Verstaan jy? Net gou daar die woord hierso. Daai woord revealed. For in it the righteousness of God is revealed. Daai woord revealed, Apokalips, beteken iets wat nog nie van tevore bekend gemaak is nie. So die geregtigheid van God is nog nie voorheen verstaan soos dit nou verstaan is nie. Dis iets niets. Die disippels het nie God se geregtigheid verstaan nie, want hulle het nie verstaan hoe hy sy beloftes in vervulling gaan bring as hy dan sterf aan 'n kruis nie. Okay, great. Nou, agtergrond, ons wil net hierdie een doen. Ek wil net hierdie stukkie doen as ons klaar. Agtergrond tot Paulus se argument in hoofstuk 11. Dit is belangrik. Daar's nog wat ek kan doen by dit, maar ek wil eintlik net hierdie stukkie doen en dan nog ietsie lees en ons is klaar. Die beloftes van God is nie gemaak aan almal wat fisiese nageslag van Abraham is nie. Dit weet ons nou. Okay, dit het ons klaar established. Okay, soos hierso is 'n vloei diagram. So die belofte is gemaak aan Abraham en dan aan Isak, maar nie Ismael nie. Alhoewel Ismael ook 'n blessing kry, is die belofte aan Isak, dan aan Jakob en nie aan Esau nie. En hier as jy nou mooi kyk deur die hele Romeine, Paulus ontwikkel hierdie. Hy begin hierso, dan praat hy oor Isak, né? En dan praat hy oor dat voor Jakob en Esau gebore is God klaar besluit. So dit is gemaak, die belofte is aan Jakob gegee, nie aan Esau nie, en dan skiep hy Efraim en Manasse se pa wat Josef is. So Josef
word geskiep daar en Josef het 2 kinders by 'n Egiptiese vrou en hulle name is Efraim en Manasseh. En dan word die belofte aan die jonger een gemaak wat Efraim is en nie Manasseh nie. En aan Efraim is gesê dat hy will be the fullness of the nations. Ja. Dieselfde term. Okay, Ephraim, kom ons begin net gou. Ephraim is the common name for the northern kingdom of Israel. Dis die naam, 'n common naam wat gegee word vir die noordelike 10 stamme. En aan Ephraim is gesê, ek gaan net gou hierso groter maak, daar kan jy nie sien nie. So hierso sien ons daai belofte in Genesis 48. Ons lees net gou daai onderstukkie daar. However, his younger brother, Ephraim, will be greater than he, and his seed will be the fullness of the nations. Dis Genesis 48. En dan net, dit is die Masoretiese teks, met ander woorde, die teks wat uit die Hebreëse skrif uitkom, en dan die Septuagint kom van die Grieks af, en dit sê, but his younger brother will be greater than he, and his seed will be a multitude of nations. En daai term word in Romeine 11 hervat. Dis die enigste plek in die Bybel wat daai Genesis 48:19 gekwote word. En hy sê that insensibility has come upon Israel for a while, until the fullness of the nations enters. Met ander woorde, wat hy sê hierso, this phrase, the fullness of the nations, ek gaan nou nie hy Grieks probeer lees nie, ek kan nie, is a word-to-word rendering of the odd Hebrew phrase in Genesis 48:19, which is nearly as baffling in its original context as it is in Paul's own use of the phrase. The Septuagint harmonizes this phrase with multitude or Talmud of nations promised to Abram and translates the words, ek kan nie hy lees nie. Paul's use of daai pleroma, dis beteken fullness, daai term daar, weet ek dan tenminste, dis pleroma and dis fullness, however accords with the usual Septuagint translation elsewhere. The variant should hardly be surprised as Paul's quoted often differ from the Septuagint, and he frequently tends towards the Hebrew exemplar. Wat hy sê is, Paulus ken die Hebreëse Bybel baie goed en hy steur baie na quotasies uit die Hebreëse Bybel. So, toe Paulus Romeine 11:25 geskryf het, het hy aan Genesis 48:19 gedink. Die belofte wat aan Ephraim gemaak is, hy sal groter wees as sy broer, en sy nageslag will be the fullness of the nations. So Paulus maak daai koneksie, dat die nageslag van Ephraim, wat Israel is, of die 10 noordelike stamme, is die volheid van die nasies. Ok. Ons hoef dit te lees nie, ek gaan ook nie daai doen vanaand nie. So kom ons gaan net gou terug hierna toe. So hierso is die redenasie, of die lens, hun beter lens, dink ek, waardeur hierdie ding, of hierdie hoofstuk gelees kan word. Dis soos volg. Dink ek het nou van hierdie goed ontslaag geraak hierso. Daar was 12 stamme, en hulle was Israel genoem. Hulle het opgesplit in 10 en 2. Ok, daai 2 het meer geword toe die Lewiete ook suid getrek het, want Israel was so ongoddelik geweest, dat die Lewiete afgetrek het, sodat hulle kan aangehou het met tempeldiens. En toe is die Israel weggevoer in die Assiriese Ryk, en hulle is gegentilised. Met ander woorde, hulle het ondertrou met heidene, en hulle het heidene geword. Nou, ek gaan nou daai stukkie vir julle wys, net daai versies wys. Moses het gesê, dit is gesaai in ander nasies, of het voorspel gesaai word in ander nasies, of uitgekaast word in ander nasies, en van die ander profete het gesê, hulle word gesaai in ander nasies. Dan is, as hulle gentilized is, met ander woorde, dan is hulle heidene. As die heidene dan tot bekering kom, in Paulus se bediening, dan is dit asof die Israeliete tot bekering kom, want die Israeliete is nou Gentiles. Verstaan jy sy redenasie? So daai versie wat sê, in this manner all Israel will be saved, wat Paulus daar probeer sê is, ons kry gaan daai versie.
Hierso. Ek gaan net highlight daar. Lest you should be wise in your own opinion that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Met ander woorde, totdat die belofte wat aan Ephraim gemaak is in vervulling kom. En op hierdie manier sal Israel gered word. Wat is die manier wat Israel gered word? Hoe word Israel wat nie meer bestaan nie, gered? Deurdat heidene nasies tot bekering kom. Want Israel het dan nou heidene geword. So as heidene dan inkom, dan is dit asof Israel inkom. Dit hoekom Jesus gesê het, gaan na al die nasies en maak Dis hoekom disippels Jesus van al gesê die het, gaan nasies. al die nasies toe. Okay. Want hy bly nog steeds by die program. God se belofte is dat Israel en Juda tot bekering gaan kom. En wie is Israel? Israel bestaan nie meer nie, hulle is gentilized. So as die Gentiles tot bekering kom, kom Israel tot bekering. Huh? Interesting. It is interesting. Okay, net gou 'n versie daarop. Net sy agtergrond het Paulus se argument uit die profete en ek het 'n klein stukkie gemaak. Ek wil dit net lees as ons klaar. First, those of the northern kingdom. Dis 3 punte wat ek wil maak. First, those of the northern kingdom who became insensible were cast away among the nations, becoming not my people. Dis is Hosea se woorde. Nou, en Moses sê a non-nation. So in Deuteronomy 32 praat hy van you will become a non-nation. Effectively sowing Israel among the nations. Hosea 2. Dan, die tweede punt, then Judah's misstep set Ephraim's return in motion. In Jeremia sê weer dat as Juda begin sonde doen en God ongehoorsaam, dan gaan Ephraim, God se kompassie terugkram na Ephraim toe. En dis presies wat in Paulus se bediening gebeur. Toe die Jode die evangelie verwerp, toe versprei die evangelie na die nasies toe. Nou, Judah's misstep is wanneer die Judeëns Jesus nie aanvaar nie en die kerk vervolg. Toe versprei die evangelie na al die nasies toe. En dit het die deur oopgemaak for the redemption of not my people. So Hosea het gesê, those who are my people, I will call not my people. No? And those who are not my people, I will call my people. So wat Paulus hier sê is, Israel het eers not his people geword, heidene. En toe Juda die kerk vervolg, die Jode, toe gaan die evangelie uit na die heidene, toe word hulle who are not my people became my people. Then last point, because Israel was scattered among and assimilated by the nations, Israel's salvation paradoxically depends on the salvation coming to the Gentiles. And like a master potter, onthou hulle hoofstuk 9, God has used Israel's misstep, not for destruction, but to accomplish the very purpose which Israel was chosen in the first place. And I noem it riches for the world, and the blessing of Abraham for all nations. So wat gebeur het? Alhoewel Israel en Juda ongehoorsaam was, en nie God gedien het nie, en verwerp was, het God nog steeds sy doel bereik. En sy doel was wat? Om redding aan al die nasies te bring. Soos 'n master potter. So ons kan nie nou hele hoofstuk lees nie, want ons het probeer dit doen met hoofstuk 10 en dit was cumbersome en langdradig. So al wat ek wil vir jou gegee is, ek wil nie die hoofstuk met jou deurlees nie. Ek wil net vir jou 'n lens gee hoe jy dit kan lees. En jy kan nou gaan dink daaroor. Dis nie asof dit straightforward lees so nie. Okay. Onthou. Dis baie goed, ek dink tog. Ja, onthou dis nie straightforward nie. Daar was iemand wat dit verduidelik het en ons het nie daai persoon nou nie. Ons het nie die brief. Okay, ek klaar. Dis wat dit baie keer die Bybel uiters moeilik maak. Imagine gou die volgende. Soos in 1 Korintiërs 11 glo die slim teoloog dat Paulus is besig om kwotasies uit 'n brief wat hulle vir hom gestuur het te quote. Hoe sal ons dit ooit weet? Ons het nie daai brief nie. So ons het daai reference.
So ons kan nie alles, dis nie alles straightforward nie. Daar is verduideliking by van die goed nodig en ons het dit nie altyd nie. Dis die bottom line. En dis hoekom dit so moeilik is. En dis hoekom Origen gesê het dat alhoewel hy een van die kick-ass kerkvaders was, verstaan hy nie hierdie hoofstuk nie. Oh. Voel ons nie so dom nie. Ekskuus? Voel ons ook nie so dom nie. Ja, maar weet jy, ons kan maar 'n bietjie dom wees, Ja, dis ja. okay. Mens hoef nie alles te weet nie en mens kan verkeerd Nee. wees ook. Maar Okay, dis al wat ek wil tenminste sê. dink ons daaroor. Ekskuus? Ten minste dink ons daaroor. Ten minste dink ons daaroor. So wat my baie keer bietjie bekommer. Dis nou net op 'n bietjie, ek praat 'n bietjie baie so my laaste sin. Wat my klein bietjie bekommer tans en dis hoekom ek push om hierdie te gedoen het, is daar's 'n groot beweging wêreldwyd om die mense wat nou in die omgewing van Israel bly te verhef en op 'n plek te sit asof hulle geestelike prioriteit. Nou, Dit is so. ja. Dis baie waar. Okay, dis al wat ek wil gesê het. Enigiemand iets add, vra of net sê sorry, ek gaan vroeg uitcheck vanaand. Dis Wat? goed. Dit is 'n nuwe oog, ek moet sê, vir my is dit ook 'n baie interessante oogpunt om Ja. na te kyk. Ja. Die Manasse is 'n baie interessante. Dis reg. Ek het geweet. Ek het iets geleer. Ja, nee, ek het ook iets geleer. Dankie. Wie wil iets sê of wil jy maar net baie sê? Ek gaan julle dit weet oor die volgende ding, maar dit sal iewers wees. Daar's nou 'n bietjie baie goed wat in my lewe plaasvind. So my jaar staat nou op wat klas gee en goed betref. So ek het nie nou noodwendig tyd om iets te doen nie, maar ek sal vir julle dit weet. Maar ek hoop om dit in die volgende maand te doen. Maar dit gaan Doodreg. 'n ander invalshoek wees. Ek was nou vir 'n paar dae weg en lank gedink oor wat ek wil doen. En ek wil praat oor Levitikus, die offerstelsel en Jesus se offer en ek wil dit 'n devotional ding maak. Ah, Dit klink nice. Ja, Klink so ek wil dit interessant. totaal devotional maak. Gefokus ja, met ander woorde jy fokus op jou en op wat dit vir jou beteken en hoe God met jou praat oor dit gaan oor intimiteit met hom. dan nooit te veel af van hoor nie. Okay, great. Niemand hoef te Okay. bly nie. Jy kan exit of jy kan chat, maar Okay. ek het niks. Nee. Dankie Saul. Dankie, Rupert. Shaal. Sê vir jou Okay. goeie nag. Ja, Dankie. okay. Almal lekker Dankie slaap. almal. Right. Lekker slaap almal. Bye. 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 Bye.